Geliefde Sondagoggend, foonboodskap, wil ek graag met julle deel. Ons dien 'n groot God. Jesus het sy lewe opgeoffer vir ons. Wat 'n groot voorreg het ons in die lewe. Geliefdes, ons maak net toe ons oë. My Vader, ons sê vir baie dankie Here vir nog 'n dag wat U tot ons lewens gevoeg het. Dankie my Vader dat ons vanmôre weer die woord kan bepeins en kan besef dat U is die Allerhoogste. U is die God wat ons deurdra. U is die God wat ons vrymaak. My Vader, hier waar ons gedeelte nou gaan lees, vra ek ook Here dat U deur my sal werk, gebruik my as 'n instrument in U hand, my God. Spreek deur my, my Vader, ek bid dit in Jesus kosbare naam, die naam bo alle name. Amen. O, lofsang aan Koning Jesus. Halleluja, geliefdes, kom ons lees saam uit Johannes 8, vanaf vers 1. Maar Jesus het na die Olyfberg gegaan, en vroeg in die môre het hy weer in die tempel gegaan, en al die mense het na hom gekom, en hy het gaan sit en hulle geleer. En die skrifgeleerdes en die fariseërs het 'n vrou wat in egbreuk betrap was, na hom gebring. En toe hulle hom tussen hulle in laat staan het, sê hulle vir hom: Meester, hierdie vrou is op 'n daad van egbreuk betrap. En Moses het ons in die wet bevel gegee om sulke vroue te stenig, maar wat sê u? En dit het hulle gesê om hom te versoek, sodat hulle iets kon hê om hom te beskuldig. Maar Jesus het neergebuk en met die vinger op die grond geskrywe. Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê: Laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hulle neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, en van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar: Vrou, waar is daardie beskuldigings van jou? Het niemand van julle veroordeel nie? En sy antwoord: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Tot sover toe. Geliefdes, hoeveel van ons wil altyd vasklou in die Moses se wette? Jesus het gesterf, en dit het al Moses se wette gebreek. Wat daar ingekom het, was die genade. Nou as ons vandag se tyd nog moes gestenig het, hoeveel vrouens sou nog oorgewees het? Geliefdes, en hoeveel van ons sou al gestenig het, en ons eie gewetes en ons eie lewens is nie 100% reg in lyn met God nie. Want met hoeveel sondes loop iedere een van ons? Geliefdes, maar die woord van God sê vir ons duidelik, dat elkeen van ons het sonde. Anderster maak ons hom 'n leienaar. So geliefdes, hierdie wat ons ook vinger wys na die ene toe en daai ene toe. Hoe lyk ons eie lewens? Hoe lyk ons eie lewens? Ons is baie maklik om ander te oordeel. Maar wat van onsself? Wat van onsself?
Daar's baie dinge wat 'n mens kan wegsteek. Maar God weet van dit. God weet van dit. As jy jou broer of jou suster te nagekom het, God weet van dit. Jy kan dit vir die mense wegsteek, maar jy kan nie vir God wegsteek nie. Want God is die Almagtige. Hy is die kenner van elke eerder een van ons gedagtes. So as jy dink nee, jy kan wegkom met iets, jy flous jouself. Want ons kan nie wegkom van God af nie. Want hy is die ene wat iedereen se gedagtes ken, iedereen se week ken. Geliefdes, so daar is niks op hierdie aarde wat ons vir hom kan wegsteek nie. Geliefdes, Jesus kan ons nie flous nie. Want sy gees is in ons. Sy gees is die ene wat ons vrymaak van alle sondes. Ons is direk met Jesus in verbinding deur sy gees wat in ons is. Hoekom kan baie van ons nie deurbraak kry met gebed nie? Omrede ons lewens nie reg is nie, ons gedagtesgange is nie reg nie. Die woord van God sê vir ons reguit en duidelik: bepeins my woord dag en nag, sodat die duiwel nie vatplek kan kry in jou nie. Hoeveel van ons doen dit wel? Hoeveel van ons loop met vuil gedagtes, vieslike gedagtes, gedagtes om jou broer en jou suster af te breek? Geliefdes, kom ons begin mooi dink aan wat Jesus vir ons leer. Kom ons begin mooi dink aan daardie genadekans. Hy sê daar uitdruklik vir daai vrou: gaan heen en doen dit nie weer nie. Hy sê dit duidelik: doen dit nie weer nie. Hoeveel van ons kruisig mense en ons wil net weer aangaan. Daar genade gaan een of ander tyd stop. Ons moet oppas. En dan verbreek dit jou verhouding tussen jou en God. Geliefdes, ons moet leer. Ons moet leer dat die mond spreek baie dood. En daardie dood is oor jouself. Spreek lewe, geliefdes. Kom ons los ons broers en ons susters af. Maak nie saak wat hy doen nie. Maar wanneer daar kom by tuchtiging, dan tuchtig ons hom. Maar kom, ons begin ons lewens inrig oor onsself. Want almal van ons het sonde, soos die woord van God vir ons dit duidelik stel. Tot sover toe, geliefdes. Mag julle 'n wonderlike dag beleef. Dink mooi aan die skrif wat vanmôre gelees is, geliefdes. Want dit tel vir iedereen van ons. Kom ons maak toe die oë. My Vader, U die groot almagtige God. U die blinkmôre ster, die soeterus van Saron, die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Here, U wat elkeen van ons se gedagtes ken, ons week en Here. My Vader, daar is niks op hierdie aarde wat ons vir U kan wegsteek nie, my God. Die mense dink hulle kan vir U wegsteek, Here, hulle kan nie, my God, want die Gees is in ons, Here. My Vader, ek vra U vanmôre, my God, staan by iedere broer en suster stil, Here. My Vader, elkeen van ons, Here, het een of ander sonde in ons. En ek vra U vanmôre, my God, maak dit aan ons bekend en vergewe ons daarvoor, Here. My Vader, ons is nie volmaak nie, maar ons streef daarna om volmaak te wees, Here. My Vader, soos jy vir haar vrou gesê het, Here, doen dit nie weer nie. Help ons om dit nie weer te doen nie, my Vader. Maak nie saak wat se sonde dit is nie, Here. Help ons om dit nie weer te doen nie, my God. Ek vra dit vanmôre vir U in die lieflike naam van Jesus. My Vader, dan ons kom vanmôre, Here.
Ons sny elke mag van Satan, elke vuurpyl, elke vloek wat uitgespreek is teen enige broer of 'n suster, Here, sny ons môre af in die naam van Jesus. Ons bind dat geen krag sal hê nie, my God, sodat die woord vrylik sal ingaan in elkeen, Here, sodat dit plek sal vind in hulle, my God. Ek bid dit in Jesus naam. Kashihento rokerehento, my Vader, die wat siek is, Here, my Vader, staan vanmôre by hulle stil. Die wat liggaamlik siek is, die wat in die gedagtes siek is, Here. Ek vra U vanmôre, my God, raak elke iedereen aan, Here. Laat daar genesing sal plaasvind vanaf hulle kop tot by hulle tone, my God. Ek bid dit in Jesus naam. En ek loof en ek prys U en ek dank U, my God, dat ek weet vanmôre, Here, U staan by elke iedereen stil, Here. En ek dank U daarvoor, my God, in die wonderlike naam van Jesus, die naam bo alle name. Halleluja. Dankie, Here. My Vader, nogtans nie ons wil nie, maar U wil, my God. Ek bid dit vanmôre in Jesus kosbare naam. En ek dank U en ek eer U daarvoor, Here. My Vader, alle eer kom U toe, my God. Amen en amen. Mooi dagie en 'n geseënde dag vir elke broer en elke suster. Die Here seën ryklik.